Soos ek vir julle gesê het, kyk ons vanaand na Daniël hoofstuk 6 en dis 'n gedeelte wat almal baie goed ken. Selfs die kinders hierso gaan dit dadelik herken as ek jou opskrif ook noem. Dit is Daniël in die leeukuil. Daniël hoofstuk 6, ons gaan na die hele hoofstuk lees, dit is net 29 versies. Maar ek wil hê as ons dit lees, moet u vir ons mooi let op vers 23, ek gaan dit so lank vir u voorhou. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Nou, ons het sover gekyk na die tema, jy kan volhard. En by die vorige geleenthede het ons gesien, jy kan volhard in God se teenwoordigheid, maandag aand uit Daniël 1. Gisteraand het ons gesien, jy kan volhard onder God se heerskappy, Daniël 2. En uit Daniël 6 vanaand die tema, jy kan volhard in God se plan vir jou lewe. Maar voordat ek hierdie gedeelte vir ons saam lees, kom ons word eers stil en dan nader ons Here in afhanklike gebed. Almagtige, ewige en alomteenwoordige God. U is hier teenwoordig. Ons leef in u koninkryk onder u heerskappy reeds. En daarom is dit 'n voorreg om u vanaand weer so bidtend te kan nader. U is Here, u is heilig. Ons buig voor u tot u eer. U is Here, u regeer. Weer vra ons, o Here, dat u die boodskap uit die woord op ons harte sal skryf. Weer bid ons dat die geleentheid hier 'n geseënde een sal wees. En weer doen ons dit alles bo alle ander dinge tot eer en verheerliking van die heilige naam. Want u is waarlik koning, u is waarlik Here, u is God. En u is ons Vader. Die dinge wat ons vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Nou, omdat ons besig is met geskiedenis, sien ons in hierdie hoofstukke 'n verloop van tyd, waar ons in hoofstuk 1 te doen gehad het met koning Nebukadnesar, Babyloniër, het die tyd verloop, en so die heersers ook verander. Ons het in die vorige hoofstuk 1, wat ons nou nie by hierdie geleentheid gaan behandel nie, het ons die gedeelte van die fees van Belsasar met die skrif aan die muur, en hier in hoofstuk 6 het ons nou te doen met koning Darius. So die heerskappy het begin skuif van die Babyloniërs na die Meders en die Persiërs toe. En ons is nou in daardie stuk geskiedenis waar Persië 'n groot opkoms gemaak het, onder meer onder Darius, is 'n groot vermoede dat hy moontlik ook die koning Kores was. En Darius net 'n ander naam vir hom was. En na Kores, die verskriklike groot koning van Persië, wat 'n groot deel van die ou bekende wêreld ook oorgeneem het, die koning Xerxes. En so gaan die geskiedenis dan ook aan tot by Artaxerxes of Ahasveros, wat natuurlik die stukkie geskiedenis is rondom Ester en alles wat daar gebeur het. Maar vanaand is ons by die geskiedenis by Darius die Meder, en ek hou vir ons voor vanaf vers 1. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was.
aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskryf het, nie gestuur nie. Maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag en hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet, o koning, dat dit 'n wet van Meders en Perse is dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy het gedurig deur vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is
en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee en hulle het daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe: mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die pers. Broers en susters, aanvanklik het ek het oorweeg om nie na hierdie gedeelte te kyk tydens die Pinksterweek nie. Juis omdat dit so 'n bekende gedeelte is, wat almal van ons baie goed ken, selfs die kinders hierso weet presies wat die gebeure was met Daniël en die leeukuil. Maar daar is tog belangrike elemente in die gedeelte, wat deel vorm van die struktuur van die boodskap wat God vir ons deur die hele boek Daniël openbaar. En daarom dan dat ons hierdie bekende gedeelte vanaand ook behandel. Nou die groot oorhoofse tema van die boek Daniël is die Gesed. Nou Gesed beteken verbondstrou. Die boek handel ten diepste oor die verbondstrou van God. Nou ons gaan Vrydag aan spesifiek na die Gesed, na die verbondstrou van die Here kyk. Maar vanaand is dit belangrik om te verstaan dat dit beteken dat God getrou bly aan een en elke belofte wat hy aan die mens gemaak het. Al die beloftes van beskerming, van verlossing, van seën, van sy teenwoordigheid. Daaraan bly hy altyd getrou en weet ons het in ons Here Jesus Christus tot vervulling gekom. Nou almal van ons maak planne vir die toekoms. Of dit nou 'n 2 jaar of 'n 10 jaar plan is, of dalk net plannetjies om die week klaar te kry en te oorleef. En daardie planne maak ons natuurlik met 'n spesifieke doel voor oë. Dalk om 'n huis te bou, dalk om graad te vang, dalk om die besigheid uit te brei, of dalk net om die eksamen te oorleef, as ek hierdie week so vir die kinders kyk. Maar alles wat ons dan op kort termyn doen, vorm saam deel van daardie plan vir dit wat ons op lang termyn probeer regkry. En as ons gly in die goed wat ons op kort termyn moet doen, sal ons op die ou einde ook nooit dit behaal wat ons poging om op lang termyn reg te kry nie. En so het elke mens planne in sy lewe waarvoor hy werk en waaraan hy vashou. Maar hierdie week by die vorige geleenthede het ons gesien dat God ook 'n plan het. En dat die plannetjies van die wêreld in baie gevalle in stryd staan met God se plan vir die wêreld.
Maar nou het ons gisterand en besonder gesien dat niks in die pad kan staan van sy vestiging, van sy koninkryk nie. Dit het klaar begin en dit sal volbring word. Alles word gestuur na die doel wat hy bepaal het en alle gebeure word deur sy hand in daardie rigting gelei. En nou weet ons daardie doelwit sal bereik word. Geen koning, geen aardse koninkryk kan dit stop nie. So vanaand kyk ons na planne. Eerstens die wêreldse planne met alles wat die mensdom poog, maar dan ook God se plan vir die lewens van sy kinders en die wonderlike toekoms wat hy vir ons bewerkstellig het. Nou ons lees in verse 5 en 6. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n klag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit vind in sy godsdiens. Nou weet ons, hulle het die plan beraam om aan die koning, om aan Darius die voorstel te maak dat slegs die koning aanbid mag word. Hulle het plannetjies gemaak om van Daniël ontslae te raak. En hulle planne deurgegaan. Darius het hierdie voorstel van hulle toegestaan. En nou kan ons dalk wonder, hoekom in die stuk wat ons gelees het, sou hierdie manne so 'n lelike plan beraam? So 'n afskuwelike projek aanpak? Die antwoord word ook vir ons gegee, verse 2 en 3. Darius het 'n klomp landvoogde aangestel met 3 ministers wat hulle moes bestuur, en een van daardie ministers was Daniël. Die landvoogde was jaloers. So jaloers dat hulle bereid was om iemand om die lewe te bring. So as ons hierna kyk, met wie se planne was die klomp raadgewers, die landsvorste, eintlik besig? Ons sien die uitgangspunt van hierdie bose strategie. Ja, dit was natuurlik die sonde, die eie ek. Die landvoogde het gedoen wat hulle gedoen het om hulle eie posisie, hulle eie status te verbeter. Maar deur hulle self eerste te stel, was hulle eintlik besig met Satan se plan. Eintlik was hulle besig om te veg teen God se koninkryk. Nou in 'n wêreld waar daar nie lelik of sonde was nie, dan sou hierdie manne bly gewees het vir die bevordering wat Daniël ontvang het. Maar vanweë daardie eie ek, daardie sondige natuur, en ook dalk net so 'n bietjie aansporing van Satan se kant, was dit alles behalwe wat hulle gevoel het. Wat begin het by jaloesie, afguns, het geëindig in moord. Sien jy hoe vinnig het sake hier geeskaleer? Hoe vinnig bose plannetjies net erger en erger word. En voordat 'n mens dit kan keer of kan help, staan jy vasgekeer in 'n hoek waaruit jy nie kan wegvlug nie. En Satan wat jou in daardie rigting gestuur het, nie dink hy gaan jou help nie. Hy staan en lag, want dis deel van sy plan.
nog 'n lewe verwoes, nog 'n siel gewen vir die verderf. Daarom is dit belangrik. Het is belangrik dat ons na ons eie plannetjies sal kyk. Wat is die motivering vir ons optrede? Vir die dinge waarna ons ook smag. En as ons wonder of ons moontlik in dieselfde slaggate kan trap, ons is mos nou nie in dieselfde posisie nie. Mense, meet jou eie reaksie. Maklik reageer ons ook in afguns en jaloesie. Maklik wens ons ook iemand anders uit die pad uit. Maklik speel ons ook in die hand van die Satan. Ons ken almal die gesegde uit 'n geel baadjie aan, hè. Laat ons nooit skuldig staan dat ons die geel baadjie aangetrek het en op grond daarvan tragedie vir 'n ander veroorsaak het nie. En dis tog ook nie wat God vir sy kinders wil hê nie. God het 'n plan vir elkeen van sy kinders. En nou weet ons daardie plan behels die ewige saligheid onder sy heerskappy in sy teenwoordigheid, soos wat ons die afgelope 2 aande ook gesien het. Maar om daardie langtermyn doelwit te bereik, het hy vir ons ook korttermyn mikpunte daar gestel. Het hy vir elkeen van sy kinders 'n roeping bepaal in hierdie lewe. En nou soos wat ons sien, poog Satan, hy doen self, maar ook deur ander mense te gebruik om daardie roeping te stop. Hy probeer dit kelder en hy probeer ons keer om daardie doelwit te bereik. Maar wat leer ons uit Daniël 6, vers 23? My God het sy engel gestuur om die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. 'n Wonderwerk, omdat God 'n plan gehad het vir die lewe van Daniël. En hy het nie toegelaat dat enige iets in die pad van daardie plan sou kom nie. Vir sy kind het hy een van sy engele gestuur, 'n wonder laat plaasvind, en het hy hom bewaar van wat ons weet, niks anders as die einde van Daniël moes gewees het nie. Maar sy plan vir Daniël was vasgelê. En nie Satan se planne of die slinkse stories van die landvoogde sou enigsins 'n verskil daarin maak nie. Nou wat absoluut merkwaardig is in die gedeelte, is Daniël se sekerheid, sy geloof. Hy het geweet, niks kan God se plan vir hom keer nie. Alhoewel hy nie geweet het wat daai plan was nie. En hy het rustigheid, hy het vrede gehad in daardie wete. Hy het geweet ook in die leeukuil, ook daar sal God se wil geskied. Ongeag wat die uitkoms is. Hy het geweet, God sal hom nie verlaat nie. Dis die God wat ons aanbid. 'n Vader wat omsien vir sy kinders, wat hulle beskerm teen die roofdiere van die lewe. 'n Vader wat 'n plan het vir ons lewens. 'n Plan vol guns en genade. 'n God wat sy eie lewe opgeoffer het, sodat sy kinders kan lewe. En nie Satan of sy makkers se planne kon dit keer nie. Want dis natuurlik ook God se plan deur die hele geskiedenis heen. Hy
die grootte God verneder tot mens. Hy het toegelaat dat mense soos die landvoogde ook hom vanuit jaloesie, vanuit haat om die lewe bring. Maar ook vir daardie mense het hy dit gedoen sodat selfs ook hulle gered kan word, sou hulle glo. Nou waar ons vanaand hier by mekaar is, dink ek ons moet besef, ons is daardie mense. Ons is daardie landvoogde. Mense wat planne gemaak het om Christus te kruisig, om God se plan te stop. Want weer, dink vir 'n oomblik, wat is jou reaksie as iemand geprys of bevorder word ten koste van jouself? Al is dit net vir 'n split sekonde. Wat is jou reaksie? Wat voel ons as so iets gebeur? Dit is nie lekker om daardie saadjie van afguns, van jaloesie in jouself ook raak te sien nie. Maar dis die sonde. Dis die sonde en daarom is ons daardie landvoogde. En Christus het gesterf sodat ons nie so sal bly nie. Dat ons nie aan ons sondige geneigtheid en ons wêreldse plannetjies sal slawe bly nie. Dat ons nie werktuie vir Satan se plan vir hierdie wêreld sal wees nie. Deur homself te offer, het Christus Satan, wat soos 'n brullende leeu rondloop, sy mond finaal toegemaak. Want sy plan vir sy kinders is hulle heil, en daarom 'n roeping vir elkeen van ons om daardie heil te kan bereik. En vir sy kinders hou hierdie brullende leeu geen ewige bedreiging in nie. Solank as wat ons lewe in sy roeping vir ons, sy plan wat hy vir ons bepaal het. Want wat staan verder in vers 23? Die leeu's het Daniël geen leed aangedoen nie, want God het hulle monde toegesluit, omdat, sê Daniël, ek voor hom onskuldig bevind is. Nou ja, as mense is ons maar altyd geneig om te doen wat verkeerd is, ten spyte van God se ingryping, ten spyte van sy teenwoordigheid, ten spyte daarvan dat ons alreeds in sy koninkryk lewe, ten spyte daarvan dat hy 'n plan vir ons het. Want ons bly mens. Ons bly mens. En daarom ons reageer steeds uit jaloesie. Ons maak steeds plannetjies vir onsself en voordat ons onsself kan kry, is ons ook maar baie keer besig om by te dra tot die bose planne van hierdie wêreld. Maar as God na ons kyk, sien hy nie meer hierdie afguns, die jaloesie, die haat, die sonde nie. As hy na ons kyk, dan sien hy Christus se deurboorde hande. En soos Daniël staan ons ook onskuldig voor ons Here. Nou wat ek graag wil hê, u moet saam met u huis toe neem, is die realiteit en die werklikheid van God se plan vir elkeen van sy kinders se lewens. As sy kinders staan ons, soos wat ons al reeds vir mekaar gesê het en weer gesien het, onder sy heerskappy, in sy teenwoordigheid, Daniël 2 en Daniël 1. Ons leef in sy koninkryk met Christus, die rots se koms. En daarom in sy koninkryk is daar vir ons ook 'n groot plan.
En hierdie groot plan, broers en susters, strek van die begin van alle eeue af en is besig om voltrek te word met die vestiging van sy koninkryk. En elkeen van ons se roeping is ons plek in hierdie groot plan van God. En as sy kinders leer ons vanaand uit Daniël 6, niks kan daardie plan vir ons lewe belemmer nie. Die groot en die gevaarlike leeu, die Satan, sy mond is gesluit aan die kruis. Die oorwinning is behaal. Maar nou moet ons nie die fout maak om te dink, ons kan nie meer seer kry nie. Iemand het dit eendag so mooi verduidelik. Met Christus se koms is die sterk man, die Satan, die brullende leeu gebind. Matteus 12. En hy is vasgemaak met 'n ketting en sy invloed en sy mag is daardeur beperk. Maar as ons nou met ons eie sondige plannetjies, ons optrede binne die reikwyte van daardie ketting gaan beweeg, gaan ons steeds moeilikheid kry. Nou vir ons het God die brullende leeu se mond gesluit. Maar al stoei 'n mens met 'n leeu wat sy mond toe is, gaan jy nog steeds tweede kom. God wil nie hê dat ons in daardie slaggat moet trap en seer kry nie. En daarom het hy vir ons hierdie roeping, hierdie plan vir elkeen van sy kinders uitgewerk. En bly ons binne daardie plan, broers en susters, dan is ons veilig in die hande van ons Here. Daar kom daar waar daar mense is, soos die landvoogte, wat plannetjies maak om ons te laat struikel. Wat probeer veroorsaak dat ons ook in die leeukuil beland. Maar daar weet ons, beskerm God sy kinders, net soos wat hy Daniël in die leeukuil beskerm het. Ek wonder of u ook die foto gesien het op sosiale media. Ek dink dit was op Bakkiesblad. Ek kan nie onthou nie, dis 'n hele paar jaar terug. 'n Foto van 3 mense op safari. Dit is baie duidelik, hulle het gaan wild kyk, almal van hulle staan daar met verkykers en soek na iets op die op die horison. Die een staan voor die motor, die ander een sit op die N1 kap en die derde een staan sommer bo op die dak. So almal kyk na iets wat hulle seker opgemerk het. Nou in die foto kan mens nie sien wat dit is nie. Maar wat mens wel sien, net agter hulle aan die ander kant van die pad, lê daar 'n massiewe maanhaarleeu in hulle doppe. Ons weet nie wat die uiteinde van die storie is nie. En die mense het 'n kans gevat want hulle het buite die veiligheid van hulle motor beweeg. En ons moet sorg dat ons nie dieselfde fout maak in ons geloofslewens nie. Binne God se plan geniet ons die sekuriteit van daardie geloof, daardie plan, daardie absolute pad van genade wat ons saam met die Here stap. Maar die oomblik as ons buite daardie plan uitklim, as ons buite God se plan begin beweeg en ons eie kop volg, dan mag ons onsself dalk in 'n stryd met 'n groot en 'n gedigte leeu bevind. Daarom kom ons glo. Kom ons hou vas aan God se plan vir ons lewens. Kom ons hou vas aan daardie beloftes wat hy elkeen van sy kinders gemaak het. Kom ons soek ons skuiling in sy teenwoordigheid onder sy heerskappy.
jy gelowige, kan volhard in God se plan vir jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, Here, ons buig voor U in vrees en aanbidding. Want U, o Here, is die lewende God, wat bestaan in ewigheid. U koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en U heerskappy duur tot die einde toe. Saam met Darius getuig ons vanaand hierdie dinge. Saam met Daniël vertrou ons op ons God. Hou ons vas aan die plan vir ons lewens wat U daar gestel het. Here, vanaand dra ons elkeen van die gemeente se lidmate aan U op. Elkeen van U kinders hier het U uit die leeukuil van die sonde gered. Elkeen het U voor die kake van Satan weggeruk. Ons weet ook daarom dat U 'n plan het met elkeen van ons in hierdie gemeente. Bid ons en vra ons, o Here, daar waar ons deure oopgemaak het vir die leeu's van die wêreld om in te kom in ons lewens, deure oopgemaak het met ons eie plannetjies, ons eie fokus, ons eie sonde, dat U ons sal help om daardie deure weer toe te maak. Daardie leeu se monde te bind, deur nie meer vir onsself te lewe nie, maar in U plan vir ons lewe, in U koninkryk te volg. Vergewe ons daar waar ons soveel keer onbewustelik ook Satan help met sy planne. En ook daar waar ons soms nog steeds soos jaloerse landsvoogde optree. Here, verwyder daardie sonde uit ons harte al meer en al meer. En dat ons ook sal groei in U plan vir ons lewens. Ja, Here, U verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. U het ons uit die mag van die leeu gered ten koste van U eie lewe. Ons loof en ons prys U heilige naam. Amen.